We were too long, too long in the slavery. Ja, my vriende, dis nou ek wat hier praat saam hier. Ek is Charles, ou veteraan en 'n inwoorling van die Parel. Jy sien, ek kyk nou die klips op die foon, kom my elke dag klips van Bishop dit, Paramount Chief daai, koning, dinges die. Kyk, dit gaan nou so aan, en dit gaan nou so aan, en dit gaan nou so aan. En nou kom na ons mense toe, al sê ons nou ons is ons as die sogenaamde breinmense of kleerlinge. Hulle sê ons is nou Khoisan, Khoi-en-San, Griekwa. Nou jy kan so aangaan, man. Hottentot, strandlopers, you name it. Maar nou deze hoor ek nie meer, hulle praat van Hottentot en strandlopers, hulle praat net van die Khoi-San en dan praat hulle van Aboriginals. Dat is nou die nieuwe naam, die Aboriginals. En hulle het ons nou blijkbaar met Engeland het ons nou blijkbaar gesê die geld wat achtergelaten is toe Engeland die oorgaan, die Engelse terug aan Engeland toe. Die is nou die Aboriginals, as die inwoorlinge van Suid-Afrika, wat nou die kleerlinge is. Toe kom die swart mense nou na die wit mense nou in die swart mense oorgegee het. Toe sê hulle nee, hulle moes toe ook moes die geld heen, volgens. Nee, hulle kan nie geld kry, want die breinmense, as die Aboriginal mense sin. Jong, het baie goed gebeur, maar die mense groen al die goed. Maar nou die punt is dit. Nou die geld heen, nou daar, een op 'n klip, so 'n paar maande terug, toe sien ek die klip wat sê, maar jy sien nie die persoon wat praat hier, sy noem nie weer 'n naam. Ek wil nou 'n naam noem, man. En as sy sê, dat hy gaan kry, wat eers 4,5 miljoen rand vir elke breinmens in die land, toe sê hulle weer nee, ons gaan kry, toe kom die girl uit van die Paramount Chief, of wie even ook al, Queen, ja, Queen dinges en die, ons gaan ook kry, 900 miljoen rand gaan ons kry. En dan gaan ons kry 40 miljoen Amerikaanse dollar gaan ook saam kry, maar die geld gaan nou blijkbaar nou nie direct alles vir jou betaal word nie. Gaan ander goed ook met die geld gedoen word, maar jy gaan nou sekere totals kry. Jong, toe kry ek 'n ander vriend van my, hy kom ook uit die Kaap, hy is van die Parel, maar hy is ook nou in die werk en so, toe sê my, nee, ons gaan, elkeen gaan ons nou, ek weet nie hoeveel, of wat nou 52 miljoen is wat ons gaan kry vir 4 maande, of 'n paar maande, en dan, of wat nou 250.000 is, maar ek dink, Ebroka gaan nou kry, en dan, hy gaan nou blijkbaar 7 miljoen, wie wat ons gaan kry. Mense, hier sit ons nou nog, en die mense glo dit, en toe kom in die nieuwe tendens, wat nou, toe hulle sê, ons gaan nou, kyk ek nog aan, toe sê hulle, ons gaan nou kry, as ek dit hy gaan kry, dan gaan ons nou ID's kry, die een sê, ons moet ID's verniet maak. Nee, voor dit sê hulle, ons moet elke nou 160 rand gee, dan gaan ons ID's maak, ons gaan van die voutersrol af, en dan sê ons nie meer stem regie, en jy kan ons, dan is ons nou net Khoisan of Aboriginal, en verder sit in ons, en ek weet nie waar die gea, en die gea wat betaal word, maar die gea alleen blijkbaar iewers in 'n staatskoffer en so, maar die ANC of die regerende partij het toe nie reg om die gea te gebruik nie, want uit die power en kom dit die krag lê in Engeland se hande. En na sit ons nou, ons wag nou vir die geld. En mense sê toe uit nou klomp, hulle het hulle geregistreer, hulle sien volgens hulle, as hulle nie meer bekiesiersrol nie, hulle sê afgehaal, en hulle sit nou aan een kant. Dit wil sê, as daar nou gestem word in die land, kan hy nie saam praat nie, en hy word besluite gemaak, in die land kan hy nie saam praat nie, want hy is mos nie meer deel van die kiesersrol nie. Ok, nou, as klomp van hulle, 'n regdenkende mense met breine wat nie gestremd is nie, sit nou, aan een kant het 160 rand betaal, vir 'n ID kaartjie wat jy moet kry, wat
heeltemal op sy eis aan. Nou kom die land moet nou weer gechange word, die aborigine moet die land oorneem en dan moet die swart mense terug staan. Dink jy dit gaat gebeur? Dink julle die swart mense gaan net die land so afgee en sê ja, dit gaan heeltemal aan. Nee, dis laat die boerveer misbroer. Nou kom nou die paramount chiefs en die konings en verstaan nie, hulle almal het nou hulle eie storie en ons mense glo dat al die mense wat by plase bly, daai is die mense wat jy gouste kan oorrompel met jou gedagte. Die plaasmense, jy kan die mense wat in die rural areas bly praat of spesifiek mense wat bly daar in die agtergeblewenes, die shanty towns en daai mense verstaan die, kan jy gou omrokkel met jou gedagte, 'n lekker paar kospakkietjie en daar gaan jy. En 'n mooi gedagtetjie en trek hom lekker verniet busse, want dit is wat baie van die mense maak. Hulle staan, baie van die jong mense by die werk, hulle gaan staan by die sokkombyse. Hulle staan en alles onbeskof. Ek weet waarvan ek praat en ek het bewyse van alles. Hulle het geen maniere nie. Daar's tot groot mense ook. Hulle skel, hulle vloek, hulle het niks orde nie. En nou kom hulle daar, hulle kos en dan gaan hulle toe party verkoop het vir drugs, party verkoop het vir dwelms, en party verkoop het vir alle ander goed en die ander wie lê onder die kinders, hulle lê onder. Nou sit ons nou met die probleem en ons het ons nou nie die resources nie, maar omdat ons nie vir ons jaar wil uitstaan nie, verstaan nie, van die mense wil uitstaan nie, hy is gewoon woensdag as het weer by die persoon gaan ons na sopkopbuis toe en daai dit is by daai. Party van die mense gaan by elke sopkopbuis wat aan die gang is per dag. Party gaan na 3 of 4 sopkopbuis op 'n dag, daar kom lekker kos daar. Party se kos is vol en party se kos alles sukkel, maar nou die binne sit, hulle gaan nou by daai mense om en dan kry hulle daai mense se steun en nou stig hulle klein partytjies. En hulle beloof die mense hart en mond en alles beloof die mense wat gaan gebeur as hulle oor gaan neem. Die uitlanders gaan hulle terugstuur na hulle lande toe. Hulle gaan vir die kinders meer geld betaal, vir die all pay gaan meer geld kry. Hulle gaan gaan werklik alles aan. Maar nou volgens my mense, as ek nou vir jou gaan sê, die regerende party is nou ANC, die tweede wat op so posisie is die ICDA. Ek sê vir jou net, as volgens my visie is die DA is die enigste sterk party wat die ANC kan oor sy posisie afvat. Mits ons almal gaan saam staan en vir die DA ondersteun. Ek sê vir die manne, as dit gebeur dat die DA kan die ANC met ons steun kan die land oorneem en ons mense wat nou so geskouw is op aboriginals en al die klemorde 10 dinge. En ons gaan na die government toe. Ek praat van SAKK ook, want SAKK was toegemaak deur die ou regering met die ANC se inname toe word die SAKK ontbind en toe sit wat die breinmense nie meer nie party nie meer 'n liggaam het wat hulle staan voor 'n militêre. Toe moes maar saamsmelt en die ander magte wat daar is. Ek was een daarvan gewees. En toe sit maar net so. Nou die punt is dit as dit so kom en ons leiers, nie die papbroekige, lamsakkige leiers wat ons het nie, nou op die oomblik. Ek praat van as die regte leiers wat man morgen sy broeke het en sy pype het, as hulle kan vorentoe gaan met die DA se bestuur kan, hulle gaan onderhandel en sê mense, ons gaan vir julle support, maar te kyk terug na ons mense, ons sukkel nou al hoeveel oor die 30 jaar, amper oor die 30 jaar, sukkel ons om ons pensioen. Ek weet nie of het wanneer gaan betaal word, nou of wanneer nie, maar as het bijvoorbeeld so daai kom, kan jy uitsoort, hulle sal vir ons antwoord het. En ek sê vir kyk met die huise, die krag, die mense kom met die Oos-Kaap en die Suid-Kaap en Gauteng kom al die swart mense daar. Sorry. En hulle kom Weskaap toe. Ek praat spesifiek van die Weskaap. Hulle kom Weskaap toe, kom Parel toe, hulle kom na al die plekke in die Kaap, Kraaifontein, you name it, Bloekombos en allerlei plekke kom na toe. Hulle slaat hulle sentjies hokke op en hulle bly daar. Hulle moet sê hokke nie, hulle moet sê strukture wat jy kan. Nou kom so toe en hulle word die huise aangebied. Hulle is op 'n huislys. Terwyl daar mense in jou eie plek is. In jou eie plek is daar mense wat al tot 50 jaar en langer en korter is loop waglyste vir huise en naaste vandag toe nog nie aan huis toegeken nie. Hulle ouers al oorlede en nou is die kinders wat sê nee, jy kan nie kry nie, ek wil maat aansoek doen, jy kan nie kry nie. Nou kom hulle daar in die Oos-Kaap en die Suid-Kaap en hy word gesê, hy is vir jou net om sy moestel te maak, want as hulle nie kry wat hulle kry nie, brand hulle mos af.
En om dit nou net om te paai nog helemaal is. Maar hy het nie ook kind te bekry nie, of is nog onder ouderdom, onder sekere ouderdom, en dat gebeur, maar dit is nie laat ek weet waarvan ek praat, en hulle trek in huise, en hulle roel. Hulle kom by shopping centers wat gebou word, hulle roel. Daar moet sekere bedrae betaal word, aan die sekere groepe, en otherwise, dan gaan hulle die mense seer maak, doodmaak, hulle skiet die mense dood, hulle maak net soos hulle voel, en dit. En nou wat die DA kom en hy sê, hy gaan die dinge regstel, en ons gaan die dinge uitsoort, ons mense wil dit nie doen, en kom, ons mense bly in baie goede gebiede, en ons dinge, nee, ek is nog reg, en hulle bly baie goede gebiede, en nou, hy liewe so op so 'n level, dat hy het die saak aan met die resie, solang hy vandaan eet en drink en slaap, warm slaap, hy het die saak aan wie sla onder bruggie, hy het die saak aan wie sukkel wat hy werk kan kry nie, hy het gesoort, hy het geleer, hy by tye van hulle was, niemand is met 'n goue liep in die mond gebore nie, maar omdat hulle vooruit was, kan hulle op 'n beter level lewe, en nou sukkel, die ander sukkel daarmee, en is ongelukkig so. En nou kom die lid praat van die, ek gaan 'n naam noem, sy sê, sy is Gail Baatjies, sy was 'n bishop gewees. Sy sê, ek het die klub net gelees, toe praat van die 110 dinge, nou sê sy van die geld wat die mense uitbetaal word, die 4,5 miljoen, en dan gaan weer stadion by mekaar kom, en dan gaan geld kry, nou vraag sy klomp dinge, hoe gaan die geld gegee word, hoe gaan die geld gegee word, en kontant, wat even kan, en of het 'n Shoprite sak gaat wees, of het 'n aktetas gaat wees, en as hulle uitbreek word hulle afgesit, want die manne bied so geld. Nou wat 'n regdenkende mens gaat vir iemand 'n 4,5 miljoen aan gee, net so in sy hande. Waarvoor is daar Capitec, First National, Absa, Standard Bank, waarvoor is hy banke daar? Dis maar net, as het nog gebeur, ek sê nie het gaan gebeur, want dis maar storie ou jaar aankom, maar indien het wel eendag sal gebeur, gaan aan hulle kom by stadion mekaar, gaan nou die mense net die Edmundweek daar doen, sit deur die bank, en dan gaan jy op jou Bobbankie, op jou Absa Bank, op jou Standard Bank, op jou Capitec, dat elkaar get pipa spiegel uit daar, so plaar aan die hand, en so ga jy aangaan tot jy op is. As het gaan gebeur. Ek koop het op die nie. Ek is self 'n militaire veteran, ek wag nou nog steeds van my pensioen, wat, en dan sê die ding is nie gang, ek was nou daar by die military veterans, daar is 'n kennisgewing wat sê, hulle gaan nie, ja, die storie is in die proses, en so ons moet net 'n bietjie bystaan, het vat 'n bietjie tyd, die regering het eie tyd, maar my punt is dat mense, as ons mense vir die DA, ek sê nie om dit doen nie, maar dink wees, ja, die ANC het nou klaar die land tot op sy knieë gedryf, die sukkel die land, ons die mense kan nie asemhaal nie, die gate is so groot, die paai, die karring goed kan nie oorry nie, en om die gate ry, as klomp dinge. Nou is daar nog klomp partye wat nou kom en sê, ons gaan dit, nou sê, 'n klein partytjie wat nou opstaan in 2024, as jy manier hoe hierdie verkiesing kan wen nie. Hy gaan 'n paar seats kry, dan gaan sy leier gaan parlement toe, as hy miskien 'n paar van die ander mekkies is van hom, hulle gaan in sekere dorpe, gaan hulle ook daar 1 of 2 in 'n valgeboekie sit, en daar vanaf gaat hulle liewe, en hulle gaan hy 25, 40.000 rand 'n maand, of wat even ook al, gaan hy verdien, en hy sit lekker agteroor, en hy pay elke maand. En wat van hy, iemand daar, agter jaar, hulle die big jaar duels, wat van hulle, wie gaat verloon, waar gaan die kos kry? Dis sy saakie, man, hy's uitgesoort. So, mense, dink, kom terug, kom aarde toe. Besluit wat hulle maak. En ons wat nou die Khoisan is, die people wat nou nie al die jare gesien was nie, wat nou so druk word. Mense, kom laat ons unite, laat ons in mekaar kom, laat ons vergiet. Ons kan nie die wit mense wat nou, hy is 'n klomp wit mense, man, wat rassisties is, ek weet waarvan ek praat. Maar mense, ek het baie mense ontmoet, blankes, of soos ons sê, wit mense of blankes, wat 'n hart van goud het. En waar ek met baie van hulle gedeel het en deel, hy mense dra my op die hande. En my punt is dit mense, ons moet nie wat Smits gedoen het en wat die ander mense gedoen het, die tyd volgens hulle regering wil leide en so van verwoed hulle nie goed. Ons moet baie goed kyk man, ons moet nou saam die mense wat saam lewe, ons moet met hulle moet ons reg lewe. En dat is saam met ons. Dan sal die land aan 'n baie beter posisie wees. Maar as ons nou gaan, en ons gaan nou op 'n terugkyk
vinger wys. Julle aan die so net aan die slegste in die wêreld kyk. Kan ons begiet ons gaan vir nog 30 jaar gaan ons nog net daar sit wat ons sit en hy mense gaan aan. So mense, julle maar die dag nie, dis Easter Saturday vandag. Ek gaan die video vanaand opsit en van môre af kan julle maar kyk. Ek sit dit op YouTube, sodat julle kan dat die wêreld kan sien waarvan ek praat. Dat ons mense moet ophou om vir ons te oorrompel en te goed in ons kop te prop. Ek praat spesifiek van ons mense, die breinmense, om goed in ons kop te prop en 'n klomp Khoisan groepe met hulle klomp chiefs en hulle klomp bishops en you name it, alles wat daar is, wat en konings en so aan, wat vir ons aan mekaar niet wil kom mooi praatjies goed vertel en die mense hang hulle mone en niks gebeur nie. So mense kom reg. Dat ons mekaar ondersteun. Het gaan nie hier om 'n familiebesigheid, dit gaan hier om 'n nasiebesigheid. Dit gaan om 'n nasie, breinasie om vir ons mekaar te kry. En die klomp losgoedjies wat in die gang is uit die weg te ruim, sodat ons kan ons mind sou behou. Ons is breinmense as 'n baie godsdienstige nasie, maar ons het nou so afgeval. Ons het so afvallig geword in die laaste tyd dat jy weet nie meer regtig wat om te dink nie. Ek was eendag op pad berg toe, dus sê 'n wit laaitjie van my, hey, hotnoot. Ek het baie sleg gevoel, maar ek kan ook niks maak hier, want sy ouers was so klein vir eentjie van my af, en die ouers, ek kan hy klonk nog raak, of iets sê, slaat hy met mense met die sieke bloedneus, en ek is nou aan die berg in die perel weer, toe ek my aanstap na my vriend, toe aan die ander kant, dus nog die apartheid tyd, toe ons toen te stap. Vandag sê ek vir hy klonk, as hy nou groot man is, sy liewe, of wat, ek sê vir my baie dankie man, dat jy van my gesê het, hotnoot. Want dit is wie ek is, dit is waarvan ek kom. En dit is net te bewys dat ek is 'n nasaad van die eerste inboorlinge van Suid-Afrika wat geleef het. God seën julle.